onder die lamplig. Episode 8. Die Krugersdorp kultmoorde. Voor ons begin, moet ek julle waarsku. Hierdie episode bevat verwysings na geweld, manipulasie, moord en ontstellende besonderhede oor hoe mense doelbewus beseer en doodgemaak is. As jy sensitief is vir sulke temas, berde hierdie een dalk vir later. Hoe gebeur so iets? Hoe skuif gewone mense stap vir stap oor lyne wat hulle selfs eens sou gevrees het? Vanaand kyk ons na die Krugersdorp kultmoorde. Die saak waarin die staat gesê dat lede van die sogenaamde Electus Perdius groep tussen 2012 en 2016 verantwoordelik was vir die moord op 11 mense, saam met aanklagte van bedrog, roof met verswarende omstandighede en rampokkery. In die eindfase is swaar vonnisse opgelê, onder meer veelvuldige lewenslange tronkstraffe vir sleutelfigure soos Cecilia Steyn, Zack Valentine en Marcel Steyn. Krugersdorp, 'n bekende plek, 'n gewone plek. Die soort plek waar mense werk toe ry, rekeninge betaal, kinders optel, kerk toe gaan. En miskien is dit juis waarom hierdie saak so diep onder 'n mens se vel inkruip, want niks daaraan voel op die oppervlak soos 'n donker legende nie. Dis nie 'n afgeleë berg of 'n verlate plaas met kraaie in die bome nie. Dis mense, huise, geloofstaal, verhoudings en stadig beheer. Die groep waarmee hierdie saak later verbind is, het hulle self Electus Perdius genoem, uitverkies deur God. Volgens beriggewing en hofverslae het die saak gegroei uit verhoudings rondom 'n kerkkring en 'n kleiner groep mense wat al hoe meer in 'n eie wêreld begin leef het, met Cecilia Steyn as die sentrale manipulerende figuur. Nou daardie soort naam doen al klaar iets aan 'n mens, want sodra 'n groep begin glo hulle is nie net gelowig nie, maar uitsonderlik, nie net anders nie, maar bo ander, raak dinge gevaarlik. Want dan word twyfel sonde, teenspraak word verraad, en iemand wat nee sê, word later nie meer as 'n mens gesien nie, maar as 'n probleem. Dis hoe baie donker dinge begin, nie met geskree nie, met sekerheid. In die middel van hierdie storie staan Cecilia Steyn. En wat my altyd ontstel van mense soos sy, is dat hulle selde soos monsters lyk. Monsters in stories is maklik. Hulle kom met waarskuwingstekens, donker oë, musiek wat skielik verander. Maar in die werklikheid? In die werklikheid praat beheer baie keer sag. Dit kyk jou stip aan. Dit laat jou eers belangrik voel. Spesiaal. Gesien. En wanneer jy eers emosioneel of geestelik begin leun, begin dit stadig meer vat as wat dit gee. Volgens verslae oor die saak het Cecilia haarself in sekere kringe as geestelik gekose of selfs bonatuurlik magtig voorgedoen, en het sy genoeg invloed opgebou dat ander mense haar leierskap, eise en interpretasies begin volg het. Die staat se saak was in wese dat geloofstaal, groepsdruk en persoonlike lojaliteit gebruik is om mense by ernstige geweld en moorde te betrek. En dis miskien die belangrikste ding om te onthou. Hierdie was nie net 'n storie van mal mense nie. Dit was 'n storie van invloed, van beheer, van hoe iemand ander mense se morele rugstring stadig afbreek, tot hulle later dinge doen wat hulle vroeër self sou verafskie het. Een van die wreedste dinge wat in veelvuldige moordsake gebeur, is dat die vermoordes maklik saamvloei. Hulle word 11, net 'n getal, net 'n lyn in 'n opsomming,
maar hulle was nie net 'n getal nie. Michaela Valentine was 'n jong vrou van 25. Berigte beskryf haar as iemand vir wie haar man en haar geloof baie belangrik was. In Oktober 2012 is sy in haar huis in Ruimsig vermoor. Volgens latere beriggewing en die staat se weergawe was haar dood gekoppel aan groepdinamiek, loyaliteite en die feit dat sy nie die groep se planne wou ondersteun nie. Net 'n maand later, in November 2012, is pastoor Reginald Bendixson by sy huis in Honeydew dood aangetref. Berigte koppel sy moord aan spanning en konflik wat reeds tussen hom en Cecilia Stein gegroei het nadat sy haar van die kerk vervreem het. Daarna het die spoor net verder en donkerder geloop. In Julie 2012, nog vroeg in die groter ketting van moorde, is Natasha Burger en haar buurvrou Joyce Boonsaaier doodgevind nadat Burger na Boonsaaier se huis gelok is. Later in 2015 is Pieter en Joan Meyer, 'n egpaar van Krugersdorp, in hulle huis doodgesteek tydens wat volgens die staat ook oor geld en roof gegaan het. En in een van die koudste dele van die saak is Jared Jackson, 'n straatverkoper, gelok en vermoor, sodat sy liggaam gebruik kon word in 'n plan om Zack Valentine se dood voor te gee vir versekeringsbedrog. En hier is waar 'n mens maar net stil raak. Want die hof werk met aanklagte, die media werk met opskrifte, maar families werk met afwesigheid. Met 'n stoel wat leeg bly, met 'n nommer wat nie meer antwoord nie, met verjaarsdae wat stiller word. Wat hierdie saak so ontstellend maak, is dat die manier van doodmaak verskil het, maar die logika daarachter nie. Michaela Valentine is by haar huis aangeval en vermoor. Verslae beskryf 'n uiters gewelddadige toneel met steekwonde. Pastoor Bendixson is doodgesteek en met 'n byl aangeval. Pieter en Joan Meyer is by hulle huis doodgesteek tydens 'n roof. En Jared Jackson is gelok, met medikasie bedwelm, gewurg, in 'n motor geplaas en aan die brand gesteek as deel van 'n versekeringsbedrogplan, waarin hy die plaasvervanger vir Zack Valentine moes wees. Mens vra waarom? Omdat die motiewe in hierdie saak telkens om dieselfde donker spul gedraai het. Beheer, loyaliteit, geld en die verwydering van mense wat in die pad gestaan het. Party slagoffers was bedreigings, party was struikelblokke, party was bronne van geld. En party was eenvoudig mense wie se lewens in iemand anders se planne ingepas moes word. Dis dalk die koudste waarheid van alles, die punt waar iemand ophou om 'n mens te wees en begin tel as 'n oplossing. En sodra daardie skuif in 'n mens se kop plaasvind, raak byna enigiets moontlik. Hier is die deel waar mense altyd wil wegstap, of vinniger luister, of hulle self gerusstel met woorde soos, maar dit was mos nie normale mense nie. Ek weet nie. Ek dink dit is juis die verskrikking, want baie van hulle het normaal gelyk. Hulle het nog gepraat, nog rondgery, nog geëet, mense in die oë gekyk, grappies gemaak, winkels in rye gestaan, nog amen gesê. Boosheid kom nie altyd dramaties aangestap nie. Soms trek dit net 'n netjiese baadjie aan en leer dit die taal van geloof. En dis hoekom hierdie saak so vassteek in mense geheue, nie net oor hoeveel mense gesterf het nie, maar omdat dit wys hoe gevaarlik dit raak, wanneer iemand jou vra om jou eie gewete stil te maak in ruil vir beloning. Ek sê dit gereeld in hierdie soort stories, volg die emosie, maar volg ook die geld. Want al word daar gepraat van roeping, van uitverkiesing, van geheime geestelike insig, eindig die spoor so dikwels by iets baie alledaags. Geld, besittings, versekeringsuitbetalings, toegang, beheer.
Die staat se saak het nie net moord, maar ook bedrog, roof met verswaarende omstandighede en rampokkery ingesluit. Daardie kombinasie is belangrik, want dit wys dat hierdie nie bloot 'n storie van geloofswaansin was nie. Dis ook 'n storie van mense wat wou vat, geld, invloed, mag en ander mense wat daarvoor moes betaal met hulle lewens. Dis vreemd, né? Hoe groot heilige woorde so dikwels gebruik word om baie klein, vuil begeertes toe te smeer. Maar uiteindelik kom daar 'n oomblik waar selfs die mees selfgemaakte mite voor 'n hof moet staan. En dit is altyd 'n ander soort lig. Nie die warm lig van 'n lamp in 'n sitkamer nie, nie die dramatiese lig van 'n TV-dokumentêr nie. Nee, die skerp, onaangename lig van bewys. Die saak was een waarin beskuldiges tereggestaan het op 32 aanklagte. In die uiteinde het Cecilia Steyn 13 lewenslange vonnisse plus 155 jaar. Zack Valentine 8 lewenslange vonnisse plus 93 jaar. En Marcel Steyn 7 lewenslange vonnisse plus 144 jaar ontvang. Ander beskuldiges het ook lang tronkstrawwe gekry. En selfs al maak geen vonnis ooit iets reg nie, sê sulke strawwe tog iets. Hulle sê die hof het gesien hoe diep die skade loop, hoe berekend dit was, hoe wyd dit gestrek het. Maar die reg kan net soveel doen. Hy kan oordeel, hy kan opsom, hy kan straf, maar hy kan niemand vir 'n maat gee nie. Hy kan nie 'n kind se vrees uitwis nie, en hy kan nie 'n gemeenskap se onskuld terugplaas waar dit eens gestaan het nie. Een van die vrae wat mense altyd vra is, hoekom het hulle nie net weggegaan nie? Hoekom het niemand vroeër gepraat nie? Dis 'n verstaanbare vraag, maar is ook 'n vraag wat baie keer uit veiligheid gevra word. Want mense binne beheerstrukture sien nie die volle prentjie soos ons agterna nie. Hulle sien stukkies, hulle leef binne druk, binne vrees, binne lojaliteit, binne die hoop dat dinge weer reg sal raak, binne die skrik dat hulle selfs volgende kan wees. En miskien is dit een van die mees ontstellende waarhede oor menswees. Ons kan aan byna enige iets gewoond raak, as dit stadig genoeg gebeur. Vir my is hierdie nie net 'n saak oor 'n groep mense wat verskriklike dinge gedoen het nie. Dis 'n saak oor hoe maklik die taal van geloof misbruik kan word. Hoe gierigheid dikwels agter geestelike rookskerms skuil. Hoe mense hulle eie morele kompas kan uitkontrakteer as die behoefte om te behoort groot genoeg raak. En dis ook 'n saak oor iets eenvoudigs, maar gevaarliks. En dis ook 'n saak oor iets eenvoudig, maar gevaarlik. Die menslike honger om spesiaal te wees. Want as iemand vir jou sê, jy's nie net geliefd nie, jy is uitverkies, dan voel gewone reëls baie vinnig, baie klein. En dis presies wanneer 'n mens versigtig moet raak. En so, my liewe luisteraar, maak ons die dossier vir vanaand toe. Nie omdat alles nou skielik netjies voel nie, nie omdat 'n hofuitspraak die donker uit 'n storie kan haal nie, maar omdat daar 'n punt kom waar 'n mens die papier moet neersit, al sit die gedagtes nog lank regop. Die Krugersdorp kultmoorde bly by 'n mens, nie net oor die geweld nie, nie net oor die getal nie, maar oor hoe maklik woorde soos roeping, uitverkiesing, geloof en gehoorsaamheid in verkeerde hande in wapens verander. Want onder al die groot taal was daar uiteindelik iets baie eenvoudigs. Mense wat beheer wou hê, mense wat geld wou hê, mense wat gehoorsaamheid wou hê, en ander mense wat te laat besef het dat hulle nie gelei word nie, maar gebruik word. Onder die lamplig lyk dinge soms helderder, of ten minste eerliker, maar partystories gooi skaduwee wat lank bly lê, selfs nadat die lamp af is. Dankie dat jy vanaand saam met my hier gesit het.
Dankie dat jy geluister het. En dankie dat jy nie weggekyk het toe die papier donker begin raak het nie. Slaap sag, hou die lig naby, hou jou gewete nader as enige leier. En onthou, nie alles wat heilig klink, kom van die lig af nie. Vanaand vertel Meis vir julle van die vlindermense van Joplin. Hier by Onder die Lamplig, episode 9. Goeienaand my liewe luisteraar. Kom sit maar weer nader hier onder die lamplig. Gewoonlik as ons twee hier ontmoet, stap ons die bekende donker pad. Ware misdaad, mense wat lieg, mense wat wegraak, mense wat dink hulle kan met iets wegkom, net omdat die nag dit nie hardop gaan uitroep nie. Maar vanaand vat ons daardie klein afdraaipad. Nie ver nie, net ver genoeg dat die lig anders val. Want nie elke donker storie het 'n verdagte, 'n hofdatum en 'n leer met bewysstukke nie. Party stories bly donker, omdat niemand ooit heeltemal seker is wat hulle van dit moet maak nie. En vanaand sin kom uit Joplin, Missouri, 'n stad wat op 22 Mei 2011 deur 'n EF5 tornado oopgeskeur is. Een van die dodelikste tornado's in moderne Amerikaanse geskiedenis. Volgens die NOAA se National Severe Storms Laboratory is 158 mense dood en was dit die dodelikste enkele tornado sedert 1950. Voor ons begin, 'n sagte waarskuwing. Hierdie episode handel oor 'n verwoestende natuurramp, verlies, trauma en kinders se ervarings tydens en na 'n noodsituasie. Geen grafiese besonderhede nie, maar dis swaar genoeg dat ek dit eerder vir julle waarsku. Nou kyk, die feite van Joplin is hard, koud en goed gedokumenteer. Die tornado het laatmiddag getref. Dit was uiters kragtig. Groot dele van die stad is vernietig. Huise, besighede, infrastruktuur, alles in sy pad is uitmekaar geruk. Federale en weerkundige bronne beskryf die skade as katastrofies. Maar jy weet mos hoe feite werk. Feite kan jou sê wat gebeur het. Hulle sukkel partykeer om te sê hoe dit gevoel het. Feite tel die dooies. Hulle tel nie die kinders wat daarna vir maande lank ruk as die wind teen 'n venster klop nie. En dis juist daar, in daardie skeur tussen gebeurtenis en herinnering, waar 'n ander storie in Joplin begin posvat het. Nie oor die tornado self nie, nie oor sirenes of radarbeelde nie, maar oor iets wat sekere oorlewendes, veral kinders, gesê het, hulle gesien het. Wesens met vlerke. Groot, lig, beskermend. Later sou mense hulle noem die vlindermense. En dis miskien die vreemdste deel van alles. 'n Gewone skoenlapper sou waarskynlik nooit so 'n storm oorleef het nie. In 'n tornado, veral een van daardie gewelddadige krag, is daar wind, puin, reën en chaos, wat iets so broos binne oomblikke sou verskeur. Dis juis hoekom die beeld van vlindermense so by 'n mens bly spook, want 'n vlinder is sag, lig, breekbaar. En tog is dit presies die vorm wat in Joplin se stories opduik. Asof die menslike hart in die middel van iets verskrikliks nie 'n beeld van brute krag onthou het nie, maar van iets teer, wat tog kon bly staan, waar niks anders kon nie. Tornado-winde op die EF-skaal begin reeds ver bo gewone oorlewingstoestande vir iets so delikaat. En by die hoogste vlakke word windspoed
op meer as 200 myl per uur beraam. Die storie het wyd bekend geraak na 'n 2011 St. Louis Post-Dispatch berig, The Butterfly People of Joplin, wat hierdie getuienis onder die groter publiek se aandag gebring het. Daardie berig word steeds as die belangrikste vroeë mediaverwysing na die verskynsel gebruik. Nou, kom ons wees hier baie netjies en eerlik, soos mens is. Daar is geen amptelike meteorologiese of wetenskaplike bevestiging dat bonatuurlike wesens in Joplin verskyn het nie. Die tornado self is gedokumentêre geskiedenis. Die vlindermense leef in die sfeer van getuienis, herinnering, geloof, kinderwaarneming en folklore. Maar dis nie dieselfde as om te sê die storie is sommer net niks nie. Want soms is die belangrikste deel van 'n storie nie of jy dit in 'n laboratorium kan bewys nie, maar wat dit vir die mense beteken het, wat daardeur moes leef. In latere berigte oor die verskynsel word beskryf hoe kinders vertel het van gevlerkte figure wat tydens die storm by hulle was, hulle gekalmeer het, of hulle op een of ander manier gehelp het. 'n Nuwer plaaslike berig oor die dokumentêr The Butterfly People beskryf die verskynsel as stories van mense, baie van hulle kinders, wat geglo het, gevlerkte wesens het hulle gehelp tydens die tornado. En dis wat my altyd tref van hierdie storie. Die kinders het nie noodwendig 'n volwasse kerkeboekwoord daarvoor gehad nie. Hulle het nie almal gesê, ons het engele gesien nie. Hulle het almal gesê, butterflies, vlindermense. Wat die storie van Joplin nog meer vreemd gemaak het, was die herhalende bewering dat sommige kinders na die tornado baie soortgelyke, gevlerkte figure geteken het. Figure wat nie soos gewone mense gelyk het nie, maar eerder soos ligte mensvorms met groot vlinderagtige vlerke. Daardie detail word dikwels as deel van die vlindermense legende oorvertel, en dit pas by die breër getuienis dat verskeie kinders soortgelyke beskrywings van beskermende wesens gegee het. Wat ons wel met meer sekerheid weet, is dat Joplin se herstelkuns sterk deur kinders se tekeninge beïnvloed is. Kunstenaar Dave Lowenstein skryf dat hy en sy span met meer as 200 kinders gewerk het en dat hulle tekeninge die hart van die kuns gevorm het. Die spesifieke idee van near-identical drawings leefde sterk in die oorlewing van die storie, maar ek sou dit eerder as 'n herhalende gemeenskapsvertelling stel, as 'n amptelike bevestigende bevinding. Dis amper asof die kinderbrein, wanneer die wêreld te lelik word, self 'n sagter woord probeer kry. 'n Woord met kleur in, 'n woord wat nie soos verwoesting klink nie. En dalk is dit hoekom die storie nie sommer verdwyn het, toe die nuussiklusse aanbeweeg het nie. Joplin het dit onthou. Meer is dit, Joplin het dit ingebou in hoe die stad herstel. Die Butterfly Garden en Overlook wat in 2014 oopgemaak het, is 'n werklike herdenkings- en genesingsruimte. Volgens die beskrywing van die terrein sluit dit doelbewus aan by die stories wat na die tornado vertel is, insluitende die idee dat kinders gesê het, vlinders het hulle gehelp. Met ander woorde, die stad het nie net gesê, ag, kinders verbeel hulle self nie. Nee, hulle het die beeld gevat en gesê, hierdie beteken iets. Selfs Joplin se openbare kuns dra die vlinder simbool. Plaaslike toerisme materiaal verwys na die vlinder as deel van die stad se stories van verlies, herstel en hoop, en noem ook die oorlewering van vlindermense wat mense tydens die storm sou beskerm of help. Nou ja, hier begin die twee paaie uitmekaar loop. Die eerste pad is die gelowige een. Vir party mense is die saak eenvoudig. Kinders het iets heiligs ervaar. Wat 'n volwassene dalk as engele sou beskryf, het 'n kind in eenvoudiger taal vertel. Nie minder waar nie, net anders benoem. Die tweede pad is die sielkundige een. Trauma doen snaakse dinge.
Vrees doen snaakse dinge. Kinders veral kan beeldryk onthou, simbolies onthou, of beskermende figure vasmaak aan 'n oomblik wat andersins te groot en te verskriklik voel om bloot as rou feite te dra. En weet jy wat? Daardie twee paaie hoef mekaar nie heeltemal uit te kanselleer om albei menslik te wees nie. Want of jy nou glo dit was engele, 'n trauma skuld van die gees, of iets waarvoor ons nog nie 'n netjiese woord het nie, die punt bly. Vir die mense wat dit vertel het dit iets beteken. En dikwels is dit genoeg om 'n legende te laat leef. Ek dink dis ook hoekom hierdie onderwerp so goed werk vir onder die lamplig. Want dis nie net iets spooky vir sensasie nie. Dis nie 'n goedkoop kampvuur storie met vals oë in die bos nie. Dis 'n storie wat gegroei het uit 'n werklike ramp, uit regte dood, regte verlies, regte rou. En dan, binne daardie rou, uit 'n behoefte aan iets wat nie net verwoesting is nie. Want miskien is dit wat die vlinder hier regtig doen. Miskien is die vlinder nie bloot 'n bonatuurlike figuur of 'n kinderbeeld nie. Miskien is dit 'n antwoord. Nie op 'n wetenskaplike vraag nie, maar op die menslike een. Wat maak jy met soveel pyn? Waar sit jy die vrees? Hoe leer jy 'n kind om weer asem te haal nadat die lug self soos geweld gevoel het? Jy gee vir die donker 'n teenbeeld. Jy gee vir dit vlerke, kleur, sagtheid. Jy noem dit 'n vlinder. Maar laat ek my voet op die grond hou, soos altyd. Ons weet, Joplin se tornado was eg, histories en deeglik aangeteken. Ons weet ook, die vlindermense is nie 'n amptelike bevestigde verskynsel nie, maar 'n oorlewering wat sterk verbind is aan oorlewendes se vertellings en die stad se genesingsverhaal. En dalk is die eerlikste slot juis hierdie een. Ek weet nie wat daardie kinders gesien het nie. Ek weet nie of dit engele was, of die brein se laaste sagte kussing teen absolute terreur, of iets tussenin nie. Maar ek weet die hele stad het daarna nie net puin opgeruim nie. Hulle het ook betekenis probeer optel. Hulle het 'n beeld gekies wat nie so staal of stof klink nie, nie so sirenes of skree nie, maar soos iets ligs. Iets wat nog kan beweeg, nadat alles anders platgeslaan is. So, my liewe luisteraars, wat was die vlindermense van Joplin? Hemelse beskermers, trauma se taal, kinders se manier om die onmoontlike te oorleef, of een van daardie verhale wat nooit heeltemal geanalyseer kan word nie. Ek weet nie, maar ek weet dit. Party stories word nie onthou omdat hulle net bewys is nie. Party stories word onthou omdat hulle 'n stad gehelp het om met sy pyn saam te leef. En soms, onder die lamplig, is dit die belangrikste soort waarheid van alles. Ek is Meis Kokemoer, en vanaand, onder die lamplig, laat ons die wind vir 'n oomblik bedaar. En onthou, dat nie alles met vlerke noodwendig kom om bang te maak nie. Vanaand, onder die lamplig, maak ons episode 10 se dossier oop. Die vermiste meisies van Gert van Rooyen en Joey Haarhoff. Goeienaand mensies, ek is Marietjie Meis Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het, en ek nog gedink het koffie kan slaap vervang. Vir meer as 30 jaar volg ek stories deur donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale.
Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie, en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Maar vanaand sit ons nie by 'n gewone dossier nie. Vanaand sit ons by een van daardie sake wat nie net op papier lê nie. Hy lê in mense se huise, in ouers se harte, in Suid-Afrika se geheue. Want daar is party sake wat eindig met 'n uitspraak, party eindig met iemand wat sê, nou weet ons. Maar hierdie een eindig met stilte. Luisteraars, vanaand se episode bevat ontstellende besonderhede oor kinders, ontvoering en moontlike geweld. Luister asseblief met sorg. Die name Gert van Rooyen en Joey Haarhoff is al dekades lank vasgebrand in Suid-Afrika se misdaadgeskiedenis. Hulle is verbind aan die verdwyning van jong meisies in die laat 1980s. Meisies wat nooit weer huis toe gekom het nie. Van Rooyen en Haarhoff was verbind aan die verdwyning van 5 meisies tussen 1988 en 1990. Daar word ook verwys na 'n 6de bekende vermiste muisie, Tracy Lee Scott Crossley, wat gereeld saam in hierdie saak genoem word. Die meisie se liggame is nooit gevind nie. En dis miskien die wreedste deel van alles. Nie net dat kinders verdwyn het nie, maar dat families moes aanhou lewe met vrae wat nooit antwoorde gekry het nie. Gert van Rooyen se volle naam was Cornelius Gerhardus van Rooyen. Hy was nie 'n onbekende gevaar toe hierdie saak later oopgebreek het nie. Hy is reeds vroeër skuldig bevind aan misdade teen jong meisies. Hy is in 1979 gearresteer en later gevonnis, nadat hy 2 jong meisies ontvoer en seksueel aangerand het. Hy het tronkstraf uitgedien voordat hy weer vrygelaat is. En hier wil ek net stop vir 'n oomblik, want hierdie is altyd die vraag wat soos koue tee in jou mond bly lê. Hoeveel waarskuwings het 'n samelewing nodig voor hy glo hy is 'n monster? Die laat 1980s was Van Rooyen saam met Joey Haarhoff. Sy was nie net 'n vrou op die agtergrond nie. In hierdie saak word sy beskryf as sy geliefde, sy medepligtige en moontlik die persoon wat gehelp het om jong meisies te lok. Bronne meld dat Joey moontlik 'n rol gespeel het om meisies veilig te laat voel, want 'n vrou lyk mos minder gevaarlik as 'n man alleen. En dit mensies is wat hierdie saak so besonder gruisam maak. Nie net die geweld nie, die vertroue. Daardie oomblik waar 'n kind gedink het, dis seker veilig, sy lyk vriendelik. Ons moet hulle name sê, nie net die name van die mense wat beskuldig is nie. Die meisies wat met die Van Rooyen Haarhoff saak verbind word, sluit in Tracy Lee Scott Crossley, Joan Horn, Odette Boucher, Annemarie Wapenaar, Jolanda Wessels, Fiona Harvey. Die ouderdomme val meestal tussen ongeveer 11 en 14 jaar oud. Kinders, skoolkinders, dogters met tasse, sleutels, planne, kwaadwees daar, lag daar, en mense wat vir hulle gewag het. Die besonderhede verskil effens, maar die breë patroon bly dieselfde. Meisies verdwyn, getuies sien party van hulle moontlik by voertuie of saam met volwassenes, en later word leidrade by Van Rooyen se woning gevind. Volgens bronne is daarna Van Rooyen en Haarhoff se dood items en inligting gevind wat hulle met sekere meisies verbind het. Onder andere adresse, sleutels, persoonlike items en ander leidrade. Maar wat nooit gevind is nie, was die kinders self.
En dis waar hierdie dossier swaar raak, want 'n handsak kan gevind word, 'n nota, 'n sleutel. Maar 'n ma, sy soek nie 'n sleutel nie. Sy soek haar kind. Die patroon, sover 'n mens dit uit die oorlewende getuienis, polisie-inligting en latere leidrade kan rekonstrueer, lyk so. Jong meisies is genader, moontlik deur Joey se teenwoordigheid geruggestel, na Van Rooyen se huis geneem, beheer deur dwang, beperkings en moontlik verdowing, en daarna het die spoor eenvoudig doodgeloop. Maar omdat daar nooit 'n volle verhoor was nie, bly modus operandi hier 'n versigtige woord. Ons werk met getuienis, leidrade en patrone, nie met 'n finale hofuitspraak nie. Van Rooyen se huis in Malherbestraat, Pretoria, het later bekend geword as 'n soort van House of Horrors in die media. En inwoners wou hê dat die plek uiteindelik in iets goeds omskep moes word. 'n Plek van veiligheid, eerder as herinnering aan vrees. Ek persoonlik weet nie of dit ooit moontlik is nie. Daardie tipe huis kry later 'n amper mitiese status in mense se verbeelding. Die gordyne, die kamers, die garage, die tuin. Maar ons moet versigtig wees. 'n Huis is nie boos op sy eie nie. Mense maak 'n plek donker. In 1996 is daar weer groot ondersoekwerk by die huis gedoen. Volgens bronne is dele van die huis afgebreek en ondersoek. Selfs die dak, mure, grond en moontlike holtes is nagegaan. Bene wat gevind is volgens forensiese ondersoek as nie menslik geïdentifiseer. Maar steeds geen meisies nie. Net grond, stof, vrae. Die saak het uiteindelik oopgebreek nadat 'n meisie ontsnap het. Die gruwels is blootgelê toe 'n 16-jarige meisie in Januarie 1990 ontsnap het. Daarna is die misterie rondom die ander vermiste meisies weer in die lig getrek. En dink daaraan, een kind kom weg. Een kind hardloop uit die donker uit en skielik sien almal wat moontlik agter die gordyne was. Maar toe die polisie van Rooyen en Haarhof nader, het die storie nie in 'n hofsaal geëindig nie. Op 15 Januarie 1990 het Van Rooyen en Haarhof in Pretoria gesterf, terwyl die polisie hulle agterna gesit het. Die moord was as 'n selfdood beskryf, terwyl hulle deur die polisie gevolg is. Anders sê, dit was 'n moord-selfdood. Van Rooyen het Haarhof geskiet en daarna homself. En daarmee het iets belangriks saam met hulle gesterf. Die kans op 'n volle verhoor, 'n kruisverhoor, die kans dat iemand onder eed kon sê, hier is waar die meisies is. Maar die saak self, die vermiste meisies, die moontlike medepligtiges en die vraag waar hulle is, bly 'n koue dossier wat nog nooit werklik toegemaak is nie. En dis hoekom hierdie saak tot vandag toe bly oopskeur, want dood is nie altyd afsluiting nie. Partykeer is dit net 'n deur wat toegeslaan word van die verkeerde kant af. Jare later het die soektog weer begin, hierdie keer na die KwaZulu-Natal kus. In 2017 het polisie en forensiese spanne by Blythedale strand gaan grawe, nadat nuwe inligting daarop gedui het, dat daar moontlik oorblyfsels van minstens een slagoffer daar begrawe kon wees. Sandduine en areas naby 'n stormwater of uitloopyp is ondersoek. En daar's iets besonders hartseer daaraan, want mense sê mos altyd die see gee terug wat hy vat, maar in hierdie saak het die see stil gebly. Of miskien het mense net nog nie op die regte plek geluister nie. Nou kom ons by die deel waar ek my bril bietjie laer op my neus sit. Want hierdie saak het oor die jare baie teorieë gekry,
Party mense glo van Rooyen en Haarhof het nie alleen opgetree nie. Party praat van 'n groter netwerk van uitbuiting. Party praat van moontlike mense met mag. Party praat van kindermensehandel. Maar dit bly teorieë en vermoedens, nie bewese hofbevindinge nie. Maar hier moet ons baie duidelik wees. Daar is vermoedens, gerugte en teorieë, maar nie alles is bewys in 'n hof nie. Omdat Van Rooyen en Haarhof dood is voor 'n volle verhoor, bly baie van hierdie vrae onbeantwoord. En dis juis waar sake soos hierdie gevaarlik raak. Want stilte maak plek vir stories. En soms is die stories waar, en soms is hulle half waar. En soms is hulle die enigste manier waarop mense probeer sin maak van iets wat geen sin het nie. Mensies, ek wil hier net 'n kort vergelyking maak. Die Epstein-saak is nie dieselfde saak nie, en daar is geen geloofwaardige bewyse van enige direkte verband met Van Rooyen en Haarhof nie. Maar die parallel lê in die ongemaklike vrae wat agterbly wanneer beskuldiges sterf voor hulle volledig in die hof oopgevlek word. Wie het geweet? Wie het gehelp? Wie het weggekyk? En hoeveel mense het gekies om nie te sien nie? Maar daar is 'n tema wat mens nie kan ignoreer nie. Jeffrey Epstein is in 2019 in die VSA aangekla op federale seks-mensehandelklagte, waar die aanklagtes verwys het na slagoffers so jonk as 14 jaar oud. Hy is dood in aanhouding voordat daardie saak volledig in die hof kon ontvou. Die Amerikaanse Departement van Justisie sê dokumente bevestig die aanklagte en latere amptelike hersienings het Epstein se dood as selfdood bevestig. En net soos met Van Rooyen, die dood van die beskuldigde los nie noodwendig die saak op nie. Dit sluit dikwels die pad na antwoorde af. In Epstein se geval vra mense wie het gehelp, wie het geweet, wie het weggekyk. In Van Rooyen en Haarhof se geval vra mense, waar is hulle alleen? Waar is die meisies? Wie anders het geweet? En hoekom het niemand betyds gekeer nie? Hierdie is miskien nie dieselfde storie nie, maar dit het beslis dieselfde koue gevoel, wanneer kinders se veiligheid onder groot mense se geheime begrawe word. Daar is 'n paar redes waarom hierdie saak steeds in Suid-Afrika se geheue bly. Die slagoffers is nooit gevind nie. Geen begrafnis, geen finale bewys, geen plek waar families net kan gaan sit en sê, hier rus hy. Die verdagtes het gesterf voor 'n verhoor. Dit beteken beweringe kan nooit in 'n hof getoets word nie. Die moontlikheid van 'n groter netwerk bly soos rook in die kamer. Nie genoeg om vas te vat nie, maar genoeg dat mens dit bly ruik. Hierdie saak raak aan 'n ouer Suid-Afrika, 'n tyd voor selfone, voor kameras orals, voor Amber Alerts, voor sosiale media wat binne minute 'n gesig kon versprei. Destyds kon 'n kind verdwyn en die wêreld het nog steeds stadig aanbeweeg. Vanaand se dossier het nie 'n netjiese einde nie. Daar is geen laaste hoofstuk waar die speurder inkom en sê, ons het hulle gekry nie. Daar is net name. Tracy Lee, Joan, Odette, Anna-Marie, Jolanda, Fiona, en moontlik nog name, wat nooit hardop genoeg gesê is nie. Gert Van Rooyen en Joey Haarhof is dood, maar die vrae wat hulle agtergelaat leef nog. In ou koerantknipsels, in polisieleers, in moeders wat nooit regtig op 'n wag nie. En in Suid-Afrikaners wat nog steeds vra, maar waar is die kinders? En miskien is dit waarom ons hierdie sake vertel, nie om die monsters groter te maak nie, maar om die lig weer op die vermistes te sit. Want hier by onder die lamplig, mensies, behoort die donker nie die laaste woord te hê nie.
Vanaand sit ons saam onder die lamplig, waar Maas Kokemoer na ware misdaadsake kyk. Nie om sensasie uit iemand se dood te maak nie, maar om die mens agter die koerantopskrif te onthou. En vanaand se verhaal is juis een waar die bewyse, die beskuldigings en die eindlose debat soms die jong vrou in die middel daarvan oorskadu het. Haar naam was Inge Lotz en hierdie is haar verhaal. Onder die lamplig, episode 11. Inge Lotz, 'n moord sonder 'n moordenaar. Mensies, hierdie episode handel oor die gewelddadige dood van 'n jong vrou. Daar sal verwysings wees na haar beserings, die misdaadtoneel en die forensiese ondersoek. Ek gaan nie onnodig grafies wees nie, maar sommige besonderhede kan steeds ontstellend wees. Luister asseblief met omsigtigheid. Stellenbosch, 'n dorp van ou eikebome, wit gevels en studente wat met boeke onder die arm tussen klasse deurjaag. 'n plek waar kerktorings bo die strate uitsteek en waar die berge teen laatmiddag blou begin word. Dit is nie 'n plek wat 'n mens maklik met 'n onopgeloste moord verbind nie. Maar op Woensdag 16 Maart 2005 het iets gebeur wat Stellenbosch se mooi, rustige beeld vir altyd sou verander. 'n 22-jarige student is dood in haar woonstel aangetref. Daar was geen duidelike teken dat iemand met geweld ingekom het nie. Daar was geen eenvoudige motief nie. En die man wat later vir haar moord aangekla is, sou uiteindelik vrygespreek word. Meer as 20 jaar later bly die vraag steeds in die lug hang. Wie het Inge Lotz vermoor? Inge Lotz was die enigste kind van Jan en Johanita Lotz. Sy was slim, uitsonderlik slim. Sy het 'n besondere aanleg vir wiskunde gehad, maar sy was ook musikaal. Sy kon speel, sing en presteer. Sy was die soort jong mens oor wie mense gesê het, daardie kind gaan nog ver kom. Sy het aktuariële wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer. 'n studierigting wat nie juist bekend is daarvoor dat dit maklik is nie. Teen 2005 was sy besig met gevorderde studies. Haar lewe het nog voor haar gelê. Daar was grade om te voltooi, moontlike werk, 'n huwelik waarvan sy glo reeds met haar ouers gepraat het, en al die gewone klein dinge wat 'n mens aanvaar nog gaan gebeur. Verjaarsdae, Kersfeesfeeste, familiefoto's, telefoonoproepe huis toe. Maar op 16 Maart sou alles stop. Inge was in verhouding met Fred van der Vyver, 'n jong aktuaris wat ook aan Stellenbosch gestudeer het en destyds by Old Mutual in Pinelands gewerk het. Volgens mense rondom hulle was die verhouding ernstig. Maar op die oggend van 16 Maart was daar spanning. Fred het die vorige aand by Inge se woonstel oorgeslaap en daardie oggend het hulle 'n emosionele gesprek gehad. Inge was ontsteld. Fred sou later sê die spanning het verband gehou met probleme in sy familie en Inge se onsekerheid oor hulle verhouding. Sy het gehuil. Hy het haar verseker dat hy haar liefhet. Later die oggend het sy vir hom briewe gegee waarin sy oor haar gevoelens geskryf het. Daardie briewe sou na haar dood buitengewone gewig dra. Want sodra 'n moord gepleeg is, word gewone woorde skielik vir leidrade ondersoek. Elke sin word omgedraai, elke uitdrukking van hartseer word moontlik 'n motief. En elke risie word groter as wat dit dalk in die oomblik was. Daardie middag het Inge in Stellenbosch gaan inkopies doen. Sy is op kringtelevisie vasgelê terwyl sy 'n winkel besoek het. Sy het 'n tydskrif gekoop en 'n DVD gehuur. Niks aan die beeldmateriaal dui op iemand wat weet haar lewe is amper verby nie. Sy was net 'n jong vrou wat 'n gewone middag beplan het. 'n DVD, 'n tydskrif
'n paar rustige ure by die huis. Kort na 3 uur het sy na haar woonstel teruggekeer. Dit is belangrik, want die DVD wat sy daardie middag gehuur het, sou later een van die mees omstrede stukke getuienis in die hele saak word. Iewers gedurende die laatmiddag is Inge aangeval. Die presiese tyd van haar dood kon nie met absolute sekerheid vasgestel word nie. Wat wel duidelik was, is dat die aanval persoonlik en buitengewoon gewelddadig voorgekom het. Sy is met 'n stomp voorwerp aangerand en met 'n skerp voorwerp gesteek. Die aanval het in of naby die leefarea van die woonstel plaasgevind. Toe sy gevind is, was sy op die bank. Haar tydskrif was steeds naby haar, die DVD in die woonstel. Daar was geen duidelike teken van 'n geforseerde ingang nie. En waardevolle items het nie eenvoudig net verdwyn, soos 'n mens dalk tydens 'n gewone rooftog sou verwag nie. Dit het polisie vroeg laat glo dat Inge moontlik haar aanvaller geken het, of ten minste dat sy die persoon sonder vrees toegelaat het om binne te kom. Maar 'n deur wat nie oopgebreek is nie, beteken nie noodwendig dat die besoeker 'n geliefde was nie. Mense maak deure oop vir bure, afleweringspersoneel, werkers, bekendes, en soms vir iemand wat heeltemal onskadelik lyk. Teen die aand het mense bekommerd begin raak. Inge het nie haar telefoon geantwoord nie. Fred het probeer om haar te kontak. Toe hy haar nie kon bereik nie, is daar gereël dat iemand by die woonstel sal gaan kyk. En daar, in die woonstel, waar sy 'n rustige middag moes deurbring, is haar liggaam ontdek. Daar is sekere oomblikke waarna 'n familie se lewe vir altyd in 'n voor en 'n na verdeel word. Maar vir Jan en Juanita Lots was daar nou 'n voor en 'n na. Voor 16 Maart was hulle die ouers van 'n talentvolle, lewenslustige jong vrou. Na 16 Maart was hulle die ouers van 'n vermoorde enigste kind. En nog voordat hulle behoorlik kon begin treur, het 'n groot openbare ondersoek begin. In moordsake kyk die polisie dikwels eers na die mense naaste aan die slagoffer. Dit is nie vreemd nie. Baie slagoffers word inderdaad deur iemand vermoor wat hulle ken. Fred was Inge se kerel. Hulle het daardie oggend 'n emosionele gesprek gehad. Daar was briewe. En volgens die polisie het die geweld op 'n persoonlike motief gedui. Fred het dus vinnig die hooffokus van die ondersoek geword. Maar daar was 'n groot probleem. Hy het gesê hy was by die werk. Old Mutual se hoofkantoor was in Pinelands, ongeveer 50 km van Stellenbosch af. Fred se werkplek het sekuriteitskameras, toegangsbeheer en kollegas gehad. Volgens sy weergawe het hy omstreeks 11 uur daar aangekom en eers na 6 uur die aand vertrek. Die staat sou later aanvoer dat daar 'n tydperk was waarin hy moontlik die gebou kon verlaat, Stellenbosch toe kon ry, Inge kon vermoor en weer terugkeer, sonder dat dit behoorlik geregistreer is. Die verdediging het gesê dit was onwaarskynlik en prakties byna onmoontlik. Maar 'n alibi alleen het nie die polisie se vermoede laat verdwyn nie, want hulle het geglo die woonstel self het Fred se naam begin fluister. Die eerste groot stuk getuienis was 'n vingerafdruk. Die polisie het gesê Fred se afdruk is op die houer van die DVD gevind, wat Inge op die middag van haar dood gehuur het. Dink vir 'n oomblik daaraan. Inge het die DVD eers na 3 uur daardie middag gehuur. As Fred se vingerafdruk werklik op daardie spesifieke houer was, sou dit beteken dat hy na daardie tyd in haar woonstel moes gewees het. Dit sou sy werkplek alibi ernstig beskadig. Op papier het dit soos kragtige getuienis gelyk, maar toe die saak hof toe gaan, het die probleme begin. Die DVD-houer self is nie veilig as belangrike bewysstuk bewaar nie. Dit is aan die winkel terugbesorg. Daar was nie 'n behoorlike foto wat Fred se vingerafdruk duidelik op die oorspronklike houer gewys het, voordat dit gelig is nie. Slegs die geligte afdruk het oorgebly.
'n internasionale vingerafdrukdeskundige vir die verdediging het aangevoer dat die vorm en eienskappe van die afdruk eerder daarop kon dui dat dit van 'n geboë oppervlak soos 'n glas gekom het. Fred het nie ontken dat die afdruk syne was nie. Hy het ontken dat dit van die DVD-houer afkomstig was. Dit is 'n klein, maar uiters belangrike verskil. Want sy vingerafdruk op 'n glas wat hy vroeër gebruik het, sou niks bewys oor waar hy daardie middag was nie. Sy vingerafdruk op 'n pas gehuurde DVD sou moontlik alles verander. Maar omdat die oorspronklike voorwerp nie behoue gebly het nie, kon die vraag nooit bevredigend opgelos word nie. 'n Bewysstuk wat die saak moes versterk het eerder 'n simbool van die ondersoek se gebreke geword. In die badkamer was daar 'n merk in bloed. Die polisie het geglo dit kon deur die sool van 'n skoen gemaak gewees het. Later het hulle die merk met 'n paar van Fred se sportskoene verbind. Weereens het dit belangrik gelyk. As Fred se skoene merk in Inge se bloed gemaak het, sou sy albei verbrokkel. Maar die verdediging het een van die wêreld se bekende skoenspoorkenners geraadpleeg. Sy gevolgtrekking was dat die merk nie betroubaar aan Fred se skoen gekoppel kon word nie. Daar was selfs vrae oor of dit hoegenaamd 'n volledige skoenspoor was. Verder het die voorkoms van die merk in verskillende fotos en stadiums van die ondersoek aanleiding gegee tot ernstige kommer. 'n bykomende gedeelte, 'n soort aanhangsel, het op latere weergawes van die merk verskyn. Dit het beskuldigings laat ontstaan dat die bewys moontlik verander of verkeerd hanteer is. Die hof moes dus nie net vra of die merk by Fred se skoen pas nie. Die hof moes vra of die merk self betroubaar was. En wanneer die oorsprong van 'n stuk forensiese getuienis onseker raak, begin die hele bewysketting kraak. Die derde groot pilaar van die staat se saak was 'n klein ornamentele hamer. Dit was ook 'n botteloopmaker. Inge het dit as geskenk vir Fred gegee met sy naam en die jaartal daarop gegraveer. Die polisie het die hamer later in Fred se motor gevind. 'n Kenner vir die staat het aangevoer dat dele van die hamer se vorm met sommige van Inge se beserings ooreengestem het. Die beeld was kragtig. 'n Persoonlike geskenk van Inge aan Fred, nou moontlik die wapen waarmee sy doodgemaak is. Maar hier was weer probleme. Daar was geen bevredigende forensiese bewys dat Inge se bloed of DNS op die hamer was nie. Die toetse wat uitgevoer is om die hamer met haar beserings te vergelyk, is sterk bevraagteken. Die verdediging het aangevoer dat verskillende stompvoorwerpe soortgelyke beserings kon veroorsaak. Daar was dus 'n voorwerp wat moontlik met sekere wonde versoenbaar was. Maar moontlik versoenbaar is nie dieselfde as bewys as die moordwapen nie. In 'n strafhof is daardie afstand enorm. Dan was daar Inge se briewe. Sy het dit op die dag van haar dood aan Fred gegee. Die staat het die briewe gebruik om te probeer bewys dat daar ernstige spanning in die verhouding was. Dat Fred jaloers, kwaad of beheersend kon gewees het. Dat iets in hulle gesprek daardie oggend moontlik 'n gewelddadige reaksie veroorsaak het. Maar die briewe het ook liefde, onsekerheid en 'n begeerte om dinge reg te maak bevat. En dit is hier waar 'n mens versigtig moet wees. Verhoudings is selde net gelukkig of ongelukkig. Twee mense kan op dieselfde dag beklei en vrede maak. Hulle het mekaar lief en kan nog steeds seer maak met woorde. 'n Emosionele brief kan bewys dat iemand hartseer was. Dit bewys nie van self dat die ander persoon 'n moordenaar is nie. Die hof het uiteindelik bevind dat die staat nie 'n voldoende motief bewys het nie. Vermoede was daar, maar vermoede is nie bewys nie. Fred van der Vyver se verhoor het in 2007 in die Kaapse Hooggeregshof plaasgevind. Dit was een van daardie sake waarin die publiek lank voor die uitspraak reeds kant gekies het. Vir sommige mense het die omstandighede vanselfsprekend gelyk. Die kerel, die rusie, die briewe, die hamer, die beweerde afdruk op die DVD, die bloedmerk. Vir ander het die saak eerder gelyk soos 'n ondersoek wat besluit het wie skuldig was en daarna probeer het om die getuienis by daardie besluit te laat pas.
Die hof moes deur maande se tegniese getuienis werk. Vingerafdrukke, skoenspore, toegangsrekords, kringtelevisie, mediese bevindings, ry- en reistye. En elke keer het dieselfde vraag teruggekeer. Het die staat bewys dat Fred sy werkplek verlaat het, Stellenbosch toe gery het, Inge vermoor het en ongemerk teruggekeer het? Op 29 November 2007 het regter Dion van Zyl sy uitspraak gelewer. Fred van der Vyver is vrygespreek. Die hof het nie gesê dit is absoluut bewys dat Fred niks met Inge se dood te doen kon gehad het nie. Dit is nie hoe 'n strafverhoor werk nie. Die hof het bevind dat die staat nie sy skuld bo redelike twyfel bewys het nie. Sy alibi kon redelikerwys waar wees. Die beweerde motief was onvoldoende en die forensiese getuienis het nie onder noukeurige ondersoek bly staan nie. Fred het die hof as 'n vryman verlaat. Maar Inge se moord was nou terug waar dit begin het, sonder 'n veroordeelde moordenaar. Daar was egter nog 'n naam in die dossier, Werner Carolus. Carolus het 'n lang kriminele rekord gehad, onder meer vir huisbraak. Op verskillende tye het hy beweer dat hy kennis van Inge se moord gehad het, of op een of ander manier daarbey betrokke was. Hy het ook ander mense geïmpliseer, maar sy weergawes het verander. Hy het beken, teruggetrek en later weer ander verklaringe gemaak. Die polisie en vervolging het hom as onbetroubaar beskou, en dit is maklik om te verstaan hoekom. 'n Bekentenis is nie van selfwaarheid nie. Mense bely om baie redes, om aandag te kry, hulle eie saak te probeer verbeter, uit verwarring, of omdat hulle besonderhede oor die media gehoor het. Maar volgens latere ondersoekende verslaggewing het sekere mense geglo dat Carolus besonderhede oor die misdaadtoneel genoem het, wat hy nie maklik kon geweet het nie. Dit het nuwe vrae laat ontstaan. Het hy werklik binne kennis gehad? Het iemand vir hom besonderhede vertel? Het hy dele geraai? Of is sy beweringe te vinnig weggegooi, omdat die ondersoek reeds op Fred gefokus was? Geen hof het bevind dat Carolus Inge vermoor het nie. Sy verklaringe kan dus nie as die oplossing aangebied word nie. Dit is net nog 'n deur in die saak wat oopstaan, maar nêrens duidelik heen lei nie. Die Inge Lots-saak dwing 'n mens om twee waarhede gelyktydig vas te hou. Die eerste, Fred van der Vyver is in 'n geregshof vrygespreek. Hy mag nie as Inge se moordenaar behandel word bloot omdat sommige mense steeds vermoedens het nie. Die staat het sy saak gebring. Die getuienis is getoets en dit was nie genoeg nie. Maar die tweede waarheid is net so belangrik. Iemand het Inge Lots vermoor. Daardie persoon is nooit skuldig bevind nie. Die gebreke saak teen Fred het nie Inge se moord opgelos nie. Dit het die ondersoek moontlik eerder na 'n doodloopstraat gelei. Want wanneer jare geld en aandag op een persoon gefokus word, begin ander moontlikhede vervaag. Getuies vergeet, bewyse verswak, mense trek weg, en die tyd wat veronderstel is om wonde te genees, begin eerder die spoor koud maak. So wat weet ons werklik? Inge het daardie middag lewendig by haar woonstel aangekom. Sy het waarskynlik kort daarna haar DVD en tydskrif uitgehaal en gemaklik gaan sit. Daar was geen duidelike teken dat die voordeur met geweld oopgebreek is nie. Haar aanvaller het of toegang gehad, of is deur haar ingelaat, of het op 'n manier binnegekom wat nie opvallende skade gelaat het nie. Die aanval was gewelddadig. Maar geweld bewys nie noodwendig 'n romantiese motief nie. 'n huisbreker wat skrik, 'n bekende wat kwaad raak. Iemand met 'n persoonlike grief. Of iemand wat aanvanklik vir 'n ander rede binnegekom het. Al hierdie moontlikhede bestaan, maar geen enkele weergawe verklaar alles nie. Waarom was daar nie 'n duidelike geforseerde ingang nie? Waarom was die aanval so buitensporig gewelddadig? Wat het van die gebruikte wapens geword? Was die ontbrekende kombuismes een daarvan? Waarom is die ondersoek so vinnig rondom een verdagte gebou?
En die eenvoudigste vraag van almal: wie het Inge daardie middag gesien? Ware misdaad het 'n manier om mense in rolle te verander. Die slagoffer, die verdagte, die ondersoeker, die kenner. Maar Inge was nie net 'n slagoffer in die lotsaak nie. Sy was Jan en Juanita se dogter. Sy was 'n student, 'n musikant, 'n jong vrou wat buitengewoon goed met syfers was. Iemand wat lief gehad het, onseker geraak het, briewe geskryf het en waarskynlik geglo het, daar sal altyd nog tyd wees om dinge uit te praat. Haar pa Jan Lots het dekades later aangehou studeer en onderrig gee. Toe hy op 78-jarige ouderdom sy doktorsgraad voltooi het, het hy die werk met 2 eenvoudige woorde opgedra. Vir Inge. Daar is iets verskriklik hartseers daarin, maar ook iets mooi. Omdat 'n moordenaar 'n lewe kan beëindig, maar nie noodwendig die liefde wat daardie lewe agterlaat nie. Meer as 20 jaar het verloop. Fred van der Vyver is vrygespreek. Die belangrikste forensiese bewyse teen hom is in die hof ernstig bevraagteken. Die verklaringe van 'n ander man het nooit tot vervolging gelei nie. En Inge se moord bly onopgelos. Iemand weet wat op daardie woensdagmiddag in Stellenbosch gebeur het. Miskien is dit iemand wat self daar was. Miskien iemand aan wie die waarheid later vertel is. Of dalk lê die antwoord reeds jare lank in 'n verklaring, 'n foto of 'n bewysstuk wat nooit behoorlik verstaan is nie. Maar totdat daardie antwoorde kom, bly die lig in hierdie saak brand. Nie vir die gerugte nie, nie vir die eindlose openbare verdagmaking nie, maar vir Inge. Dit was vanaand se verhaal onder die lamplig. En onthou asseblief, 'n hofuitspraak is nie 'n uitnodiging om iemand oor en oor in die openbare hof skuldig te verklaar nie. Maar 'n vryspraak beteken ook nie dat 'n vermoorde jong vrou se saak vergeet moet word nie. Tot ons weer die lamp aanskakel, sluit jou deure, hou jou mense naby en wees sag met die verhale van diegene wat nie meer self kan praat nie. Vanaand sit ons weer saam onder die lamplig, om na 'n ware misdaadsaak te kyk. Nie om sensasie uit iemand se dood te maak nie, maar om die mens agter die koerantopskrif te onthou. Onder die lamplig, episode 12, Cedric Make, die skaduwee by Wimmerpan. Mensies, hierdie episode handel oor erg geweld. Ek gaan nie onnodig grafies wees nie, maar sommige besonderhede kan steeds ontstellend wees. Luister asseblief met omsigtigheid. Welkom terug by Onder die Lamplig. Daardie plek waar ons die gordyne toetrek, die lig so bietjie dof draai en dan vra, wat gebeur as die monster nie in 'n spookhuis bly nie, maar sommer net in Johannesburg rondloop? Want vanaand se storie is nie een van kastele, geheime tonnels, ou Victoriaanse spooke of tannies wat sê hulle het altyd geweet hy lyk snaaks nie. Nee. Vanaand gaan ons na Johannesburg in die middel 1990s, na strate waar mense werk te stap, na klein sake eienaars wat hulle winkels oopsluit, na paartjies wat net 'n bietjie tyd saam wou hê, na gewone mense, gewone dae, gewone roetines. En dan kom daar iemand uit die donker. Sy naam was Maupa Cedric Make. Maar Suid-Afrika sou hom leer ken as die Wimmerpan moordenaar. Make is uiteindelik skuldig bevind aan 27 moorde, asook talle ander ernstige misdade, insluitend poging tot moord, verkrachting en gewapende roof. Hy is in 2000 tot 'n totaal van 1340 jaar tronkstraf gevonnis. As jy nou dink, ag nee meis, dis mos 'n serial killer episode, ek weet mos hoe hierdie goed werk. Nee my skat, hierdie een het die polisie so de mekaar gehad, dat hulle op 'n stadium gedink het hulle soek 2 verskillende moordenaars. Een by Wimmerpan en een wat bekend sou word as die Hammer moordenaar. Maar dit was nie 2 monsters nie. Dit was een man.
Een man wat in die dag soos 'n gewone mens kon lyk, en in die nag Johannesburg se strate in 'n jagveld verander het. Kom ons plaas onsself eers in die tyd. Dit is 1996. Suid-Afrika is nog jonk in sy demokrasie. Die land is besig om homself te probeer heruitvind. Mense praat van hoop, verandering, nuwe beginne. Maar in Johannesburg, soos altyd, leef die stad teen sy eie pas. Taksies raas, treine skud, mense skarrel, werkers stap vroegoggend met kosblikke en moe oë. En oral is daar die bekende Gauteng gevoel, stof, hitte, hastigheid en iemand wat altyd sê, ek is nou daar, maar eintlik is hulle nog in Germiston. Naby die suide van die stad lê Wemapan, 'n meer en ontspanningsplek in La Rochelle, suid van Johannesburg se middestad. Die area was bekend genoeg as 'n gewone stadsruimte. Mense het daar verbygestap, uitgang, ontmoet, gewag, beweeg. Maar teen 1996 begin iets daar verander. Liggame word gevind. Aanvanklik lyk dit soos afsonderlike aanvalle. Johannesburg het misdaad. Suid-Afrika het misdaad. En soms raak 'n saak verlore in die geraas van nog 'n dossier, nog 'n stasie, nog 'n familie wat wag vir antwoorde. Maar toe word daar nog liggame gekry. En nog. En die patroon begin wys. Iemand jag mense rondom Wemapan. Nie met 'n gesofistikeerde plan wat uit 'n Amerikaanse TV-reeks kom nie. Nie met 'n geheime kode of 'n dramatiese swart handskoen nie. Nee, met klippe, met stomp geweld, met koue, brutale krag. Die eerste bekende patroon was mense, mans en vroue, wat alleen geloop het en met klippe aangeval is. En dis amper die ergste deel, want daar is iets besonders ontstellend aan 'n moordenaar, wat nie 'n komplekse wapen nodig het nie. Geen silencer, geen fancy mes nie, geen moordkeller met 'n rooi gloeilamp soos 'n Netflix-reeks wat te hard probeer nie. Net 'n klip. Iets wat op enige sypaadjie kan lê. Iets wat jy nie eers raak sien nie, tot dit in die verkeerde hand is. Serial killers het dikwels 'n patroon, 'n sekere tipe slagoffer, 'n sekere metode, area, 'n ritueel, 'n gewoonte. En dis so polisie hulle begin verstaan. Maar Cedric was nie maklik om te verstaan nie. Hy het nie net een soort slagoffer gehad nie. Hy het nie net een soort toneel agtergelaat nie. Daar was aanvalle rondom Wemapan. Daar was aanvalle op paartjies. Daar was aanvalle op mense wat alleen geloop het. En dan was daar 'n heel ander reeks moorde. Mans in winkels. Spesifiek kleremakers wat met 'n hamer aangeval is. Bronne beskryf hoe ondersoekers aanvanklik 2 profiele opgebou het. Een vir die Wemapan moordenaar en een vir die sogenaamde hamer moordenaar. Nou kyk, ek weet nie van julle nie, maar as die polisie al sê, ons het dalk 2 serial killers, dan weet jy die stad se vibe is amptelik af. Dan is dit nie meer moenie jou handsak ooplos nie. Dis nou, moenie asemhaal sonder 'n noodplan nie. En dit is presies wat hierdie saak so skrikwekkend gemaak het, want Make het nie in een boks gepas nie. Hy was nie net die man in die donker by die pan nie. Hy was ook die man wat in winkels ingestap het. Die man wat kon voorgee, hy's 'n kliënt. Die man wat kon lyk soos iemand wat net iets wil koop, iets wil laat regmaak, 'n gewone transaksie wil doen. En dan verander alles. Teen daardie tyd sit ondersoekers met 2 skrikwekkende prente. Aan die een kant die Wemapan moordenaar, 'n aanvaller wat mense rondom die area aanval. Aan die ander kant die hamermoordenaar, iemand wat kleremakers of winkeleienaars aanval, dikwels in hulle eie besigheidsplekke. 2 verskillende wêrelde, een buite, by die meer, een binne, in klein winkels. Een voel soos 'n aanval uit die bosse,
Die ander voel soos 'n roof wat in 'n bloedbad verander. En dis hoekom die polisie aanvanklik gedink het dit kan twee verskillende mense wees. Want kom ons wees eerlik. As jy vir enige normale mens sê, hierdie man val paartjies by 'n meer aan en hy slaan kleremakers in winkels dood, gaan daardie persoon sê, ag nee, dis te veel, Piekelei en Cedric. Maar dit was juist die probleem. Hy het nie. En omdat hy nie in 'n netjiese patroon gepas het nie, kon hy langer beweeg, langer verdwyn, langer aanhou. En terwyl die polisie probeer uitwerk of hulle een monster of twee soek, het families begin begrafnisse reël. Dis waar true crime soms gevaarlik raak. Want ons praat maklik van 27 moorde, asof dit 'n statistiek is. Maar 27 beteken 27 mense wat daardie oggend wakker geword het. Mense met name, huise. Mense wat dalk vir iemand gesê het, ek sien jou later. 27 families wat nooit weer dieselfde was nie. En wat dan nog van die mense wat oorleef het? Die poging tot moordslagoffers, die verkrachtingsslagoffers, die mense wat moes getuig, onthou, herleef. Hierdie storie is donker nie net omdat Makie wreed was nie. Dit is donker omdat hy in gewone ruimtes gewerk het, in plekke waar mense net probeer leef het. Wie was Cedric Makie? Cedric Makie is in 1965 gebore. Volgens beskikbare bronne het sy pa gesterf toe hy nog op skool was, waarna hy die skool verlaat het om sy familie te help onderhou. Hy het later Johannesburg toe getrek en as 'n loodgieter gewerk. En is die deel wat mens altyd laat ril, want wanneer ons aan monsters dink, wil ons sê hulle moet lyk soos monsters. Ons wil hê daar moet 'n teken wees, rooi oë, lang jas, 'n vreemde lag, miskien 'n kraai op die skouer vir drama. Maar meestal lyk hulle nie so nie. Hulle lyk soos iemand wat jy verbystap op straat, iemand wat 'n kraan regmaak, iemand wat sy gereedskap dra, iemand wat by 'n winkel instap, iemand wat vir jou kan sê môre en dan aanbeweeg. Makie het 'n vrou en kinders in Limpopo gehad en ook 'n vriendin in Johannesburg. Soos met baie sulke sake is daar altyd die ongemaklike vraag: hoe leef iemand twee lewens? Hoe sit iemand dalk aan 'n tafel, eet kos, praat oor gewone dinge en dra terselfdertyd 'n nagmerrie saam? En die eerlike antwoord is, ons hou nie van die antwoord nie. Want die antwoord is dat mense soms baie beter dinge kan wegsteek as wat ons wil glo. Elke moordenaar dink een of ander tyd hy is slimmer as die wêreld. Dis amper soos beerdkrag, jy weet dit gaan kom, jy weet dit gaan jou dag omkrap, maar tog is jy elke keer kwaad as dit gebeur. En in Makie se geval het die fout glo gekom deur iets so gewoon dat dit amper belaglik klink. 'n lay-by-slip. Volgens verskeie opsommings van die saak het Makie by een van die winkels wat hy geteken het, 'n lay-by-slip geteken. Daardie handtekening het later gehelp om die verskillende misdaadreekse aan mekaar te verbind. Nou, mens wil nie grappies maak oor die saak self nie, maar die ironie is bitter. Hier sit die polisie met bloed, tonele, profiele, geweld, verskillende slagofferpatrone, en dan is een van die sleutels tot die saak 'n stukkie papier. Nie 'n dramatiese DNA-monster onder 'n maanlig nie. Nie 'n speeder wat in slow motion sy sonbril afval nie. Nie 'n psychic tannie van Boksburg wat sê sy het 'n droom gehad nie. 'n stukkie papier. En dit is hoe die wêreld soms werk. Groot boosheid struikel oor klein administrasie. En kyk, as daar een ding is wat Suid-Afrika verstaan, is dit administrasie wat jou lewe verander. Gewoonlik staan jy net in die ry by Home Affairs. Hier het dit 'n serial killer begin vasdruk. Cedric Makie is in Desember 1997 gearresteer. Teen die tyd wat die saak hof toe gaan, is die omvang enorm. Hy het uiteindelik op 133 aanklagte tereggestaan, insluitend moord, poging tot moord, verkrachting en roof.
In Maart 2000 is berig dat die hof reeds deur talle aanklagte gewerk het, met Make wat in verskeie daarvan skuldig bevind is. Dink net daaraan, een beskuldigde, 133 aanklagte. Dis nie net 'n hofsaak nie, dis 'n hele donker argief. Elke aanklag is 'n mens, 'n dossier met 'n storie, 'n getuienisstuk, 'n familie se pyn. Regter Geraldine Borges het uiteindelik die vonnis afgelê. Make is gevonnis tot 27 lewenslange vonnisse, saam met addisionele strawwe wat saam tot 1340 jaar beloop het. Dis 'n getal wat amper absurd klink. Dis langer as wat enige mens kan verstaan. Maar miskien is dit die punt. Want party misdade is so groot, so verspreid, so verwoestend, dat die regstelsel amper met getalle moet skree. Een lewe lank is nie genoeg om te sê wat gebeur het nie. So die hof sê dit weer, en weer, en weer, 27 keer. Daar is baie redes waarom hierdie saak steeds aan mens knaag. Die omvang, 27 moorde, 26 pogings tot moorde, 14 verkrachtings, 41 gewapende rooftogte en ander ernstige aanklagte. Hierdie syfers is in 'n hof en in mediaberigte van die tyd herhaal. Tweedens, die gebrek aan 'n eenvoudige patroon. Die polisie kon hom nie maklik klassifiseer nie. Hy was nie net een soort roofmoordenaar nie, nie net een soort seksuele aanvaller nie, nie net een soort opportunis nie. Hy was chaoties en chaos maak ondersoek moeilik. Derdens, die gewone plekke. Wemapang, winkels, strate, looproetes. Dis nie die afgesonderde herehuis teen die berg met 'n ysterrek en 'n windpomp wat kraak nie. Dis Johannesburg, mense se daaglikse lewe. En dalk is dit hoekom hierdie storie so ongemaklik voel, want jy kan jouself voorstel. Jy hoef nie 'n geheime uitnodiging na 'n creepy mansion te aanvaar nie. Jy moet net huis toe loop. 'n Saak soos hierdie plaas enorme druk op polisie, want elke nuwe aanval beteken meer as net nog werk. Dit beteken die moordenaar is nog steeds daar buite. Dit beteken die publiek verloor vertroue. Dit beteken mense begin fluister. En beteken koerante begin vra, hoekom is hy nog nie gevang nie? En in hierdie geval was daar nog die ekstra probleem. Die misdade het nie almal dieselfde gelyk nie. Ons hou van orde. Ons hou daarvan om te sê, hier is die patroon, hier is die profiel, hier is die sirkel op die kaart. Hier is waar hy volgende gaan toeslaan. Maar Make se saak wys hoe gevaarlik dit is, wanneer 'n misdadiger nie net een roetine volg nie. Want terwyl jy links kyk, beweeg hy regs. Terwyl jy dink jy soek 'n man wat paartjies aanval, slaan hy in 'n winkel toe. Terwyl jy dink jy soek 'n hamermoordenaar, besef jy later, die hamer en nie meer het dieselfde skaduwee. Wie was die slagoffers? Ek wil hier stadig stap, want in stories soos hierdie verdwyn slagoffers maklik agter die naam van die moordenaar. Ons onthou die bynaam, die Wemapang moordenaar, die hamer moordenaar, Cedric Make. Maar wat van die mense? Die kleremaker, wat dalk net sy dag wou klaarmaak, die persoon wat alleen huis toe gestap het, die paartjie wat gedink het, hulle het net 'n oomblik van vrede. Die mense wat nie in groot hoofopskrifte wou wees nie, wat nie wou hê hulle laaste oomblik moet deel word van 'n donker podcast nie. Hulle was nie karakters in Make se storie nie. Hy was die indringer in hulle stories. En is belangrik om dit te onthou, want true crime sonder menslikheid word net gruwel vermaak. En ons doen dit nie hier nie. Ons kyk onder die lamplig, ja, maar ons kyk nie net na die monsters nie. Ons kyk ook na die skaduwee wat hy oor gewone mense gegooi het. Teen Maart 2000 was Make se skuldbevindinge breed gerapporteer. Die hof moes nie net besluit of hy skuldig was nie, die hof moes kyk na wat hierdie man verteenwoordig het. In versagting is daar onder meer aangevoer dat hy nie sy woede kon beheer nie, maar die hof en kenners het min hoop op rehabilitasie gesien.
Nou kyk, ek weet mense hou van daardie vraag, was hy boos of was hy siek? Maar partykeer kan twee dinge gelykbaar wees. 'n Mens kan gebreek wees, 'n mens kan vol woede wees, 'n mens kan 'n donker geskiedenis hê. Maar wanneer jou donkerde ander mense se lewens steel, dan word simpatie 'n baie dun kombersie in 'n yskoue kamer. Dit bedek nie veel nie. Toe die vonnis kom, was dit enorm. Die hofsaal was vol. Volgens berigte was daar reaksies van slagoffers en families toe die vonnisse uitgespreek is. En tog, al klink so vonnis finaal, is daar nie regtig 'n einde vir die families nie. Die regstelsel kan 'n deur toesluit, maar dit kan nie 'n leë stoel vul nie. Dit kan nie 'n laaste gesprek terugbring nie. Dit kan nie die wat as uit iemand se kop haal nie. Wat as hulle daardie dag 'n ander pad geloop het? Wat as die winkel vroeër toegemaak het? Wat as iemand net daar was? Wat as? True crime eindig dikwels met hy's gevang. Maar vir slagoffers en familie is dit nie die einde nie. Dis net die oomblik waar die wêreld ophou kyk. So hoekom vertel ons Cedric Markie se storie? Nie omdat hy beroemd moet wees nie, nie omdat sy naam groter moet word nie, maar omdat sy saak iets wys wat ons nie graag wil erken nie. Die gevaarlikste mense lyk nie altyd gevaarlik nie. En soms is boosheid nie 'n groot dramatiese ding met donderweer en viole in die agtergrond nie. Soms is dit 'n man wat deur 'n deur stap. 'n Man wat iets laat regmaak. 'n Man wat 'n lay-by-slip teken. 'n Man wat in die straat verby jou loop. En niemand weet nie, tot dit te laat is. Daar is ook 'n ander les hier. Patrone is nuttig, maar patrone kan mislei. As die polisie aanvaar het daar moet 2 verskillende moordenaars wees, kon die ondersoek langer skeef getrek het. Die waarheid was vreemder en donkerder. 1 man, verskillende metodes, verskillende slagoffers. 1 spoor van verwoesting. En laastens, ons moet die slagoffers onthou. Nie net die bynaam, nie net die getalle nie, nie net 27 nie, maar mense. Want elke keer wat ons 'n storie soos hierdie vertel, moet ons versigtig wees dat ons nie die monster op 'n verhoog sit en die slagoffers in die donker los nie. Hier onder die lamplig trek ons almal nader. Die waarheid ook, die ongemak ook, die stilte ook. Cedric Markie is gevang. Die hof het gepraat, die seldeur het toegeslaan. Maar vir 'n tyd in Johannesburg was daar 'n skaduwee by Wemapan. 'n Skaduwee wat nie net in die bosse gebly het nie. Hy het ook in winkels ingestap. Gewone mense geteiken, polisie verwar. En toe 'n klein stukkie papier uiteindelik begin praat, het die donker begin kraak. 'n lay-by-slip, 'n handtekening, 'n spoor en uiteindelik 'n naam. Cedric Markie, die Wemapan moordenaar. So wat dink julle mensies? Was die polisie stadig in hierdie saak? Of sou Cedric maar net gedoen het wat hy wou doen? Laat weet my, wat dink julle van hierdie saak? En dis vanaand se storie. Slaap sag mensies, maar sluit tog maar die deur. Nie omdat die donker altyd gevaarlik is nie, maar omdat party mense daarin leer wegkruip het. Vanaand sit ons weer saam hier onder die lamplig, om na ware misdaadsake te kyk, nie om sensasie uit iemand se dood te maak nie, maar om die mens agter die koerantopskrif te onthou. Onder die lamplig, episode 13. Stuart Boetieboer Wilken, die monster wat tussen gewone mense geloop het. Waarskuwing: hierdie episode handel oor seksuele geweld, moord en geweld teen kinders. Luisteraar sensitiwiteit word sterk aanbeveel. Welkom terug by Onder die Lamplig. Daardie plek waar ons die gordyne toetrek, die lig so bietjie helder draai en wonder hoekom is daar mense wat jou ongemaklik maak
die oomblik wanneer hulle by 'n vertrek instap. Nie omdat hulle noodwendig iets verkeerd doen nie, nie omdat hulle vreemd lyk nie, maar omdat iets diep binne jou skielik fluister. Hierdie een is nie lekker nie. En dan is daar ander mense wat normaal voorkom. Hulle glimlag, hulle praat oor die weer, hulle staan agter jou in 'n winkelry met 'n brood en 2 liter melk. En jy vermoed niks, want monsters dra nie horings nie. Daar speel nie altyd dramatiese musiek wanneer hulle om 'n hoek verskyn nie. Soms dra hulle gewone klere, soms het hulle 'n vrou en kinders, en soms het hulle selfs 'n bynaam wat amper vriendelik klink. Boetieboer. Dit klink soos iemand wat vir jou 'n skaapchoppie oor die draad gaan aangee en sê, vat nog een, daar is genoeg. Maar agter daardie bynaam staan Stuart Wilken, een van Suid-Afrika se mees ontstellende reeksmoordenaars. 'n Man wat vroue en jong seuns geteiken het. 'n Man wat ook mense binne sy eie gesin vermoor het. En vanaand, onder die lamplig, kyk ons na Stuart Wilken. Nie om hom beroemd te maak nie, maar om te verstaan hoe 'n man wat tussen gewone mense gewoon het, so ver van menslikheid kon afdwaal. Stuart Wilken is op 11 November 1966 in Boksburg gebore. Volgens sy latere vertellings het sy lewe reeds met verwerping begin. Hy het beweer dat sy biologiese pa hom as baba, saam met sy 2-jarige suster, in of naby 'n telefoonhokkie agtergelaat het. 'n baba, 'n klein dogtertjie en 'n volwassene wat eenvoudig besluit. Nou ja, sterkte. Sommige mense behoort eerlikwaar nie eens 'n vetplant te besit nie. Die kinders is glo deur 'n huiswerker gevind en na die huis van haar werkgewer geneem, 'n man wat in latere vertellings slegs as Doep bekend geword het. Maar volgens Wilken was dit nie 'n redding nie. Hy het beweer dat hy oor ongeveer 18 maande ernstig fisiek en seksueel mishandel is. Sy jongsuster het verdwyn. Wat van haar geword het, is nie duidelik nie. Stuart is later deur die Wilken-egpaar aangeneem. Hy was glo ondervoed, verwaarloos en met luise besmet. Hulle het hom aangeneem en hom die naam Stuart Wilken gegee. Die gesin het later na Port Elizabeth verhuis. Maar hier moet 'n mens versigtig wees. Baie van wat ons oor sy kinderjare weet, kom uit Wilken se eie mond. En reeksmoordenaars is nie juist bekend vir hulle eerlike rekordhouding nie. Hulle manipuleer, hulle oordryf, hulle verander hulle stories. Soms probeer hulle verlede as 'n verklaring aanbied, en soms probeer hulle dit stilletjies as 'n verskoning verkoop. Daardie 2 dinge is nie dieselfde nie. 'n gruwelike kinderjare kan help verduidelik hoe iemand se denke beskadig is, maar dit vee nie later die bloed van sy hande af nie. Duisende mishandelde kinders word volwassenes sonder om ander mense te vermoor. Trauma kan 'n wond veroorsaak, maar op 'n stadium bly 'n mens verantwoordelik vir wat jy met daardie wond doen. Volgens beskikbare weergawe het Wilken op skool gesukkel en vroeg gewelddadige gedrag begin toon. Hy het ook beweer dat hy later weer seksueel misbruik is. Sy kinderjare was volgens sy eie vertelling 'n mengsel van verwerping, geweld en emosionele chaos. Dit was nie 'n veilige begin nie. Maar iewers langs die pad het die kind wat seer gekry het, 'n man geword, wat doelbewus ander mense se pyn veroorsaak het. En dit is waar simpatie eindig en aanspreeklikheid begin. Teen die vroeë 1990s was Suid-Afrika besig om dramaties te verander. Die land het na 'n nuwe politieke bedeling beweeg. Daar was hoop, spanning en onsekerheid. Maar terwyl die groot geskiedenis op koerant voorblaaie afgespeel het, het kleiner, stiller tragedies in Port Elizabeth begin plaasvind. Vroue het verdwyn. Jong seuns het verdwyn.
Kinders uit arm en kwesbare gemeenskappe is nie altyd dadelik ernstig gesoek nie. Dit is 'n patroon wat 'n mens dikwels in reeksmoordsake sien. Roofdiere kies mense wat hulle glo die samelewing nie dringend sal soek nie. Mense sonder geld, mense sonder invloed, mense wat reeds deur ander veroordeel of geïgnoreer word. Wanneer so iemand verdwyn, sê mense maklik, miskien het sy net weggegaan, miskien het hy weggeloop, miskien kom hy terug. Maar miskien gee dit 'n moordenaar tyd. Tyd om weg te kruip, tyd om weer te jag. Stuart Wilken was ongewoon, omdat hy nie net een duidelike slagofferprofiel gehad het nie. Hy het volwasse vroue geteiken, onder andere vroue wat as sekswerkers gewerk het. Maar hy het ook jong seuns geteiken, 2 verskillende groepe, 2 verskillende vorme van kwesbaarheid. En dit het dit moeiliker gemaak om die misdade dadelik aan dieselfde persoon te verbind. Polisie soek gewoonlik patrone, dieselfde soort slagoffer, dieselfde omgewing, metode, motief. Maar Wilken se misdade het nie netjies in een leer gepas nie. Want natuurlik het selfs sy boosheid administratief moeilik probeer wees. Wilken het later erken dat hy verskeie slagoffers vermoor het. Hy het ook besonder ontstellende beweringe gemaak oor wat hy met sommige van die liggame gedoen het, insluitende seksuele geweld na die dood en kannibalisme. Maar wanneer die media op hierdie gruwelike besonderhede fokus, gebeur iets gevaarliks. Die moordenaar word interessant en die slagoffers word bloot voetnotas. Hulle was nie voetnotas nie. Hulle het name gehad, families, drome, mense wat vir hulle gewag het. Die ergste ding wat ons kan doen is om die moordenaar 'n legende te maak en die mense wat hy vermoor het, naamloos te laat. Een van die vroue wat aan Wilken se moordreeks verbind is, was Georgina Sweeney. Sy word in sommige ou berigte eenvoudig as 'n prostituut beskryf. Maar Georgina was nie haar beroep nie. Sy was 'n mens. Sy het familie gehad wat dekades later steeds met die verlies moes saamleef. Die feit dat iemand sekswerk doen, maak haar lewe nie minder waardevol nie. Dit maak haar nie weggooibaar nie. Maar vir 'n roofdier soos Wilken was vroue op straat toeganklik en kwesbaar. Hy het geweet dat hulle verdwyning moontlik nie dieselfde onmiddellike aandag as die van ander mense sou kry nie. En dit het hom ruimte gegee. Die donker waarheid is dat 'n moordenaar se grootste bondgenoot nie altyd sy intelligensie is nie. Soms is dit die samelewing se onverskilligheid. Wilken se geweld het nie by vreemdelinge gebly nie. Henry Bakers was die seun van Wilken se tweede vrou. 'n Kind binne sy eie huishoudelike kring. 'n Kind wat veronderstel was om veilig te wees. Wilken het Henry vermoor. Hy het later gruwelike verklaringe gemaak oor wat hy met Henry se liggaam gedoen het. Maar ek gaan nie daardie besonderhede vir dramatiese effek uitpak nie. Nie omdat dit nie deel van die saak is nie, maar omdat Henry meer verdien is om net onthou te word vir wat 'n volwasse man aan hom gedoen het. Henry was 'n seun, 'n kind wat moes groot word, verlief raak, dom besluite neem, belasting haat, en eendag klaar dat sy rug seer is wanneer hy uit 'n stoel opstaan. Hy moes 'n gewone lewe gehad het. Stuart Wilken het dit van hom gesteel. Een van die mees skokkende dele van die saak was die moord op Wilken se eie dogter, Wanay. Wilken het later beweer dat sy deur haar stiefpa seksueel misbruik is. Hy het gesê hy het haar vermoor om haar sogenaamd na God te stuur. Dis die soort sin wat jou laat wonder of taal selfs nie wil bedank nie. Want om jou kind dood te maak en dit dan redding te noem, is nie liefde nie. Dis beheer, dis verdraaiing. Dis 'n man wat homself die reg gegee het om te besluit of sy dogter mag leef. Selfs al het hy geglo sy word mishandel, was daar ander opsies. Verwyder haar uit die huis, gaan polisie toe, soek hulp, beskerm haar.
Maar hy het nie. Hy het haar lewe geneem. En toe probeer hy die daad in godsdienstige taal toedraai. Jy kan nie moord met 'n strikkie vasmaak en dit redding noem nie. Teen Januarie 1997 het ondersoekers Wilken begin verbind met die verdwyning van 2 kinders, onder wie sy dogter. Hy is in Januarie 1997 gearresteer. En toe begin hy praat, en 'n veel donkerder prentjie het verskyn. Op 3 Februarie 1997 is hy formeel aangekla op 10 aanklagte van moord en 5 van sodomie. Maar die getal aanklagte is nie noodwendig dieselfde as die getal skuldigbevindings nie. 'n Hof vereis bewys. Bekentenisse moet getoets word. Liggame moet geïdentifiseer word. Getuienis moet standhou. Op 20 Februarie 1998 is Stuart Wilken aan 7 aanklagte van moord en 2 aanklagte van sodomie skuldig bevind. Hy het 7 lewenslange vonnisse ontvang. Die regter het aangedui dat Wilken waarskynlik die doodstraf sou ontvang het, indien dit nog beskikbaar was. Dit is ongeveer die regsbank se deftigste manier om te sê, meneer, selfs die hof het nou genoeg van jou gehad. Die bekende Suid-Afrikaanse profiler, Mikkie Pistorius, was by die saak betrokke. Sy was Suid-Afrika se eerste voltydse polisiekundige wat in reeks moordprofilering gespesialiseer het. Sy het van die land se gevaarlikste misdadigers bestudeer. En selfs sy het Wilken as een van die ergste sadiste beskryf wat sy teëgekom het. Dit is 'n besonder ontstellende beoordeling van iemand wie se werksdag basies bestaan het uit: goeiemôre, watter nuwe nagmerrie het ons vandag? Wilken se misdade het tekens van sadisme, beheer, seksuele afwyking en 'n verdraaide verhouding met pyn getoon. Hy het nie net bloot doodgemaak om van iemand ontslae te raak nie. Die slagoffer se vrees en lyding het deel van die misdaad gevorm. Vir 'n sadistiese moordenaar is die slagoffer se pyn deel van die beloning. En sulke moordenaars stop selde omdat hulle gewete skielik wakker word. Hulle stop wanneer hulle gevang word, wanneer hulle sterf, of wanneer hulle fisies nie meer kan voortgaan nie. Wilken se verskillende slagoffergroepe het moontlik verskillende dele van sy fantasiewêreld verteenwoordig. Maar 'n mens moet versigtig wees om nie elke daad te probeer verduidelik, asof daar 'n netjiese sielkundige formule bestaan nie. Trauma, persoonlikheid, seksuele fantasieë, geleentheid en beheer kon almal 'n rol gespeel het. Maar uiteindelik bly die vraag: waarom het hy gekies om ander mense seer te maak, terwyl soveel ander oorlewendes van mishandeling dit nie doen nie? Daar is nie altyd 'n antwoord wat jou beter laat slaap nie. Baie van die mees gruwelike besonderhede in hierdie saak het uit Wilken se eie verklaringe gekom. En dit beteken ons moet onderskei tussen 3 dinge: wat die hof bewys het, wat ondersoekers bevestig het, en wat Wilken self beweer het. Reeksmoordenaars lieg dikwels, hulle oordryf hulle misdade, hulle voeg besonderhede by om mense te skok. Soms geniet hulle dit om die enigste persoon te wees wat glo die volle waarheid ken. Dit gee hulle beheer. Selfs vanuit 'n tronksel kan hulle steeds probeer bepaal hoe die verhaal vertel word. Wilken se skuldigbevindings is feite, maar elke dramatiese bewering wat hy gemaak het, behoort versigtig beoordeel te word. Ons hoef nie elke woord wat uit 'n reeks moordenaars se mond kom, soos Moses se kliptafels, te behandel nie. Die naam Boetie Boer is vreemd, omdat dit so alledaags klink. Dit het later die handelsmerk geword waarmee Suid-Afrika hom onthou het. Maar daar is 'n gevaar wanneer ons moordenaars dramatiese byname gee. Dit verander hulle in karakters, in legendes, in donker beroemdes. En terwyl almal die moordenaars se bynaam onthou, verdwyn die slagoffers se name. Ons onthou Boetie Boer, maar hoeveel mense onthou Georgina, Henry, Wanay? Dis die name wat saam met syne onthou moet word.
Wilken het oorlewende kinders gehad en hulle dra 'n ander soort vonnis. Hoe leef jy met die wete dat jou pa een van Suid-Afrika se berugste reeksmoordenaars is? Hoe antwoord jy wanneer mense jou van herken? Hoe verwerk jy dat iemand wat saam met jou in 'n huis gewoon het, terselfdertyd tot sulke geweld in staat was? Die kinders van moordenaars word dikwels gevra om 'n monster te verduidelik, bloot omdat hulle sy bloed deel. Maar misdaad is nie 'n erfstuk nie. Boosheid word nie outomaties saam met 'n familienaam oorgedra nie. Wilken se oorlewende kinders, Sonika en Sergius, het jare later aan 'n dokumentêre reeks oor hulle pa deelgeneem. Hulle perspektief is belangrik, want die verhaal behoort nie net aan die man wat die misdade gepleeg het nie. Dit behoort ook aan die mense wat binne sy huis moes leef, en aan die families wat met die verlies moes voortgaan. In Oktober 2023 is die 5-delige dokumentêre reeks Boetieboer Inside the Mind of a Monster vrygestel. Die reeks bevat onderhoude met Wilken vanuit die tronk, sy oorlewende kinders en familielede van slagoffers. Maar wanneer 'n reeks moordenaars self aan 'n dokumentêr deelneem, moet 'n mens altyd vra, waarom praat hy? Om die waarheid te vertel? Om homself te verduidelik? Of omdat hy steeds die verteller van almal anders se trauma wil wees? Vir 'n manipuleerder kan 'n kamera 'n nuwe vorm van beheer word. Daarom is dit noodsaaklik dat die families en slagoffers se stemme ook ruimte kry. Die verhaal behoort nie net aan die monster nie. Dit is die vraag wat altyd by 'n saak soos hierdie opduik. Was Stuart Wilken van geboorte af boos? Of het sy kinderjare hom gemaak? Die antwoord is nie eenvoudig nie. Trauma kan 'n mens se brein, emosionele ontwikkeling en verhoudings ernstig beskadig, maar geen enkele gebeurtenis skep outomaties 'n reeksmoordenaar nie. Biologie, persoonlikheid, omgewing, fantasieë, geleenthede en persoonlike keuses kan almal 'n rol speel. Wilken se beweerde kindertrauma kan deel van die verklaring wees. Dit is nie 'n kwytskelding nie. Hy het geweet hoe pyn voel, en tog het hy doelbewus pyn aan ander veroorsaak. Herhaaldelik. Teen vroue, teen seuns, teen kinders in sy eie familie. Op 'n stadium was hy nie meer die produk van geweld nie. Hy het die vervaardiger daarvan geword. Wanneer mense aan Stuart Wilken dink, fokus hulle maklik op die mees sensasionele besonderhede. Kannibalisme, seksuele geweld, die vreemde bekentenisse, die bynaam, maar die ware gruwel is eenvoudiger. Hy het mense as voorwerpe gesien, nie as seuns of dogters nie, nie as susters, maas of vriende nie, net as dinge wat sy behoeftes moes bevredig. Wanneer iemand ophou om ander mense as mense te sien, verdwyn die normale grense. Dan word pyn vermaak. Vrees word mag, en 'n lewe word iets wat weggegooi kon word. Dit is die kern van die monster, nie die dramatiese bynaam nie, nie die stories wat hy later vertel het nie, maar die totale afwesigheid van respek vir 'n ander mens se reg om te bestaan. Stuart Wilken dien sy lewenslange vonnisse uit. Hy is agter tralies, maar sy slagoffers bly dood. Hulle families dra steeds die verlies. Sy kinders dra steeds sy naam en die vrae wat daarmee saamgaan. Suid-Afrika het verander, die strate het verander, geboue het toegemaak, kinders het groot geword, maar sekere verhale bly soos 'n vlek in 'n plek se geheue. Nie omdat die moordenaar verdien om vir ewig te word nie, maar omdat die slagoffers verdien dat ons nie maak asof hulle nooit bestaan het nie. Georgina Sweni, Henry Bakers, Wanay Wilken en die ander mense wie se lewens deur Stuart Wilken geneem is. Vanaand onthou ons hulle, nie net hoe hulle gesterf het nie, maar dat hulle geleef het. Dalk is dit die belangrikste ding wat ware misdaad podcasts behoort te doen. Nie om die monster onder 'n kollig te plaas en almal te laat staar nie, maar om die lamp stadig weg te draai, na die mense wie se stemme stilgemaak is. Tot volgende keer.
Hou jou deure gesluit. Vertrou daardie ongemaklike gevoel in jou maag. En onthou, nie elke monster lyk gevaarlik nie. Sommige glimlag, sommige gesels vriendelik, en sommige noem hulle self Boetie Boer. Kom gesels saam met ons oor hierdie saak en wat julle dink van Boetie Boer.